There must have been 1,000,000 angels watching that night, bending low to look through a peephole in the clouds. Excitement unknown on earth was electrifying heaven, tingling our wings. Our lungs filled deeply as we waited for our cue to burst from the sky. Then, just when we could contain our joy no longer, we heard it. A baby's cry. The sound of God's voice audible to human ears. Heaven's waiting room exploded with the sound of a chorus stretching from the skies. Like a rocket shooting through the floor of Zion, we fired past the racing stars, like comets through the galaxies on our course. Our view tightened like a camera lens bound for the natural world as the Earth grew larger and larger, the outline of her curved horizon filling our vision. That vision narrowed closer in, and finally to the exact location where we were to appear. With a sound of thunder, we burst into the chilly Judean night, causing the darkness to scatter and turning the night as bright as day. Though his glory was and is evident in every note of praise and every sparkling, flawless sight in heaven, that grace shown that night was beyond all our understanding. The God of all the earth, the maker of the universe, left his throne and was now lying in a manger. He came to save the hopelessness of man, to give them life where there was only death. What kind of love is this? Glory be to God in the highest, peace on earth, and goodwill towards all men.
Baie welkom by ons Kersangdiens 2020. Wat 'n voorreg om as gemeente hier in die VK op so 'n manier ons huise, ons lewens en ons harte te kan kom voorberei op hierdie Kerstyd. Dankie dat jy moeite gedoen het om in te skakel. Vanjaar was 'n vreemde jaar. Ons is gedwing om op 'n nuwe manier te lewe, om op 'n nuwe manier kerk te wees. En dankie vir jou geduld en jou genade met ons as gemeente. Ek is oortuig daarvan dat die Here in hierdie tyd iets nuuts in ons lewens wil kom doen en nog steeds daarmee besig is. En dat hierdie Kerstyd en hierdie seisoen van vrede en vreugde ook in ons lewens iets nuuts gaan kom doen. Kom sing saam. As jy alleen is, maak nie saak nie. As jy familie saam is, as jy 'n klompie vriende bymekaar is, dit maak nie saak nie. Kom ons gebruik hierdie Kersangdiens om die Here se naam groot te maak. Ons gaan 'n bietjie terugkyk ook na mooi goed wat ons in die verlede gesing het, na liedere wat spesiaal is in die gemeente. En as jy dit ken, sing saam. As jy dit nie ken nie, geniet dit net. Kom ons maak die Here se naam groot met ons erediens vandag. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold thee.
Kerkhuis en goeiemôre maatjies. Ja, baie welkom by hierdie spesiale diens. Ek en Kerkhuis gaan vanoggend met julle 'n baie mooi en spesiale gedeelte van die Kersverhaal deel. It begins in Bethlehem. Shepherds lying on a hill, the night was silent, all was still. They watched their flock of grazing sheep and tried hard not to fall asleep. When bright and white an angel came to light the night a fiery flame. The shepherds trembled where they lay. The angel said, "Don't be afraid. Sing praise to God and give Him glory. Celebrate His wondrous story of love and joy and peace to men, for it begins in Bethlehem. The news is good, the news I bring. Good news to make you leap and sing. Good news for people everywhere. Good news of joy for all to share. Good news, for God has kept His word and sent His Saviour, Christ the Lord. The one He promised He would send is born this day in Bethlehem. Sing praise to God and give Him glory. Celebrate His wondrous story of love and joy and peace to men, for it begins in Bethlehem. And this will be a sign for you. This is how you'll know it's true. You'll find a baby wrapped in cloth, sleeping in its cattle trough." The angel then was joined by more, 6 and 12 and 24, and then too many and more to number, a heaven choir loud as thunder. Sing praise to God and give Him glory. Celebrate His wondrous story of love and joy and peace to men, for it begins in Bethlehem. So the angels left that place, just like they'd come, without a trace, except for all they sang and said, which echoed in the shepherd's head. "Let's go to Bethlehem and see." The shepherds all as one agreed. They found the baby where he lay, asleep upon a bed of hay. Sing praise to God and give Him glory. Celebrate His wondrous story of love and joy and peace to men, for it begins in Bethlehem. They told them what the angel said. Then Mary smiled and raised her head. A secret hid there in her eyes, for she was not one bit surprised. So back they went to sheep and hill, no longer silent, hardly still, but singing loud like angels bright of all that they had seen that night. Sing praise to God and give Him glory. Celebrate His wondrous story of love and joy and peace to men, for it begins in Bethlehem. Maatjies, vra vir mamma en pappa om oor hierdie volgende maand saam met julle die hele Kersverhaal te leer en te lees en praat met mekaar oor wat dit beteken vir julle as gesin, hoe lief God vir julle is. 'n Geseënde Kersfees hier van die Sokkie Studio af. Geniet die Kersfees. Tata! 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 The
Ek lees vir ons uit Jesaja 49 vers 14 tot 16. Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Om van vergeet te word is 'n verskriklike ding. Om onthou te word is 'n wonderlike ding. Hierdie ding van vergeet en onthou is vir mense so belangrik dat kunstenaars selfs liedjies daaroor skryf. Baie van ons onthou waarskynlik nog die gewilde liedjie Don't Forget to Remember Me. En wie sal nou ooit ons eie Laurika Raug se treffer vergeet? Onthou om my te onthou. Dis vir ons goed om te weet dat mense ons nie vergeet nie. Dat daar iemand is wat aan my dink. En ja, dis sleg as dit vir ons voel asof mense ons vergeet het. Die heel ergste is natuurlik as dit voel of God ons vergeet het. En dis min of meer wat met Israel gebeur het. In die 6de eeu voor Christus het die Babiloniërs Jerusalem ingeneem, die stad verwoes, die tempel afgebreek en 'n klomp van die Israeliete in ballingskap weggeneem na 'n ver en 'n vreemde land. Mens kan nogal verstaan dat hulle in vers 14 uitroep, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Maar dan antwoord God in vers 15, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. In daardie tyd was dit die gebruik dat 'n man soms die naam van sy minnares in sy handpalm gegraveer het, sodat dit hom gedurig aan sy geliefde moes herinner, sodat hy kan onthou om haar te onthou. Op 'n manier is dit mos nou ook die boodskap van Kersfees. God het onthou om ons te onthou. Ons name is in sy handpalms uitgekerf. Ja, Kersfees is God se onthoufees. Sy hande is vir ons die bevestiging daarvan. Eintlik kom dit al 'n baie lang pad, die ding van God se hande. Van die vroegste tye af het gelowiges weggeskram daarvan om vir God uit te beeld. En daarom het hulle dikwels net 'n hand gebruik om God voor te stel. Wanneer kunstenaars vir God wou uitbeeld, soos byvoorbeeld waar hy die 10 gebooie aan Moses gee op die berg Sinaï, dan het hulle net 'n hand geteken wat uit die hemel uitsteek. Ook die Bybelskrywers het dikwels as hulle oor God en sy werk wil praat, die hand as metafoor, as simbool, as 'n teken gebruik. Ons lees byvoorbeeld baie in die Ou Testament dat daar gepraat word van die skepping as die werk van God se hande. Ja, alles wat bestaan het hy eie hande gemaak. Hy dra die tekens van die skepping op sy hande. Die grond van hierdie aarde lê as dit ware soos merktekens in die holte van sy hande. Hoe sal hy dit dan ooit kan vergeet? Uiteindelik is dit nie net die grond van die aarde wat aan God se hande kleef nie. Nee, mense se name is op sy hande uitgekerf. Ek en jy sit vas in God se handpalms. Ons is onlosmaaklik deel van hom. Dit alles het gebeur toe dit Kersfees geword het. Toe God deel van ons kom word het, van ons wêreld. Toe God mens kom word het, toe God sy hande uitgesteek het en aan ons kom vat het. In die huil van 'n kind in 'n krib, hoor ons as dit ware 'n God wat uitroep, ek het onthou om julle te onthou. Ek kan en ek sal julle nooit vergeet nie. Ek sal julle onthou, al kos dit my ook, my lewe. Want ja, uiteindelik is my en jou name met bloed uitgekerf in die hande van die kind van Bethlehem. Met spykers het hy homself aan ons laat vasslaan. Dit was mos ons sonde wat hy op hom geneem het.
Ons oortredinge wat in die vorm van bloeddruppels oor sy hande geloop het. Ja, jou naam is met bloed in sy hande gegraveer. Aan die einde van 'n jaar, waarin dit dalk soms vir ons gevoel het asof God van ons vergeet het, wil Kerstyd vir ons kom sê, God het ons onthou. Hier op hierdie aarde het hy tussen ons kom bly. Ons met ons vreugdes en ons ideale en ons toekomsdrome, maar ook ons met ons hartseer en ons verlange en ja, ons virusse. Sal ons dan nie ons hande ook uitsteek nie? Sal ons dan nie ook onthou om ander te onthou nie? Sal ons dan nie ook die warm liefde van God se aanraking met ander deel nie? Dis Kerstyd. God het een van ons kom word. Hy het ons toe so waar nie vergeet nie. Ons name is in sy handpalms gegraveer. En in jou en my handpalms is daar ook name uitgekerf. Die name van hulle met wie ons God se liefde moet gaan deel. Die name van hulle wat deur ons moet hoor en sien en voel dat God hulle nie vergeet het nie, dat hy sy hande ook na hulle uitsteek en aan hulle wil vat. En daarvoor gebruik hy die hande van ons wat in hierdie tyd Kersfees vier. Ons wat hierdie tyd opnuut weer iets van God se aanraking in ons eie lewe ervaar. Kersfees is God se onthoufees. Mag jy gedurende Kersfees 2020 op 'n besondere manier ervaar dat God jou nie vergeet het nie. En mag jy tot lank nadat die kersliggies afgeskakel en die kersmelodieë weggesterf het, steeds die mense rondom jou onthou. Amen. I hear the bells, they're ringing loud and clear. You can't help but love this time of year. It's Christmas time, there's something in the air. There's a little bit of heaven everywhere. Somehow there's a little more of love, and maybe there's a little less of us. Or maybe we're just slightly more aware. There's a little bit of heaven everywhere. It's a smile on a man who has finally found hope. It's the tears of a mother whose child has come home. It's the joy that we feel and the love that we share. There's a little bit of heaven everywhere. There's a little bit of heaven everywhere. It's funny how it takes a holiday to show us how the world can truly change. If we all took the time to really care, there'd be a little more of heaven everywhere. It's the grace that we show to a world that needs hope. It's giving our lives, knowing they're not our own. It's the joy that we feel and the love that we share. There's a little bit of heaven everywhere. There's a little bit of heaven everywhere. Angels we have heard on high, sweetly singing, oh
grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. La, la, la,
Hemelse Vader, baie dankie dat ons mag stil word vanoggend. Here, U is ons diepste verlange. Daar's niemand wat ons meer wil hê as vir U nie, Here. Here, U is die een wat nie net in hierdie Kerstyd op 'n nuwe manier in ons lewens kom werk nie, Here, maar die een wat kies om in ons lewens betrokke te wees. Die Here wat aarde toe kom, wat tussen ons kom woon, wat by elkeen van ons is. En Here, in hierdie vreemde jaar glo ons dat U werk, dat U nog steeds werk, dat geen situasie vir U te vreemd is nie. Here, dat daar niks is op aarde wat ooit kan gebeur, niks is in ons lewens wat vir U ooit om kan betrap nie. Here, en as ons as gemeente vanoggend na U toe kom, dan is dit omdat ons glo, Here, dat U in ons harte ook in hierdie Kerstyd gaan kom werk. Ons kom bid vir families wat deur groot hartseer en moeilike tye is in hierdie jaar. Here, ons kom bid vir mense wat geliefdes aan die dood moes afstaan. Daar waar mense siek was, daar waar mense finansiëel swaar gekry het, Here. Maar Here, ons kom sê ook dankie vir nuwe lewe, vir gesondheid, vir soveel wat ons uit U hand ontvang, vir die voorreg om ook as U gemeente so saam te mag wees vanoggend. Here, aan U wil ons al die eer toebring, want daar's niemand soos U nie. En ons sal nooit genoeg woorde hê, of genoeg musiek kan maak, om aan U die lof toe te bring, wat U toekom nie. Daarom, Hemelse Vader, hier is ons. Hier is ons lewens. Ons gee onsself vanoggend opnuut weer oor aan U. Met een woord het God gespreek, die lig wat deur die donker breek, die heel alles volmaak en dit is goed. Die engele het 'n lied gesing om aan die Skepper eer te bring, die klanke is van hemelse akkoorde. Halleluja, 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 halleluja. Bethlehem sing in 'n koor, die herders het die lied gehoor, die woorde dra boodskap van verzoening. Die lied bring lig, hy bou die brug, 'n volk kom na op God terug, en Jesus word verheerlik in akkoorde. Halleluja, 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 halleluja. Die donkie dra sy eerste dag as Jerusalem op 'n koning wag, die takke van 'n palm roep sy naam. Die lied word suur, die prys is duur, en Jesus breek die skeidingsmuur op Golgotha, sy grootste halleluja. Halleluja, 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 halleluja. En ons staan ek hier voor U, met al my lach en al my seer.
hemelse akkorde. Halleluja, 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 Elke jaar met die Kersangdiens doen ons 'n spesiale kollekte. Ons noem dit die koningsoffer en hierdie geld wend ons aan vir dienslike organisasies. Elke gemeente is betrokke plaaslik en dan die helfte van die geld stuur ons Suid-Afrika toe. Verlede jaar of hierdie jaar het ons die geld gestuur vir 'n projek in die Kalahari. So kom ons kyk gou na 'n kort video om bietjie vir ons te kom vertel wat het met hierdie geld van SA gemeente gebeur. Goeiemôre SA gemeente. Ontsettend baie dankie aan elke een van julle wat so 'n groot verskil aan Just for You Kalahari Skielsentrum gemaak het in die jaar. Ons het 'n baie groot waardering vir julle. Vir die wat nouetjies by ons aansluit, Just for You Kalahari Skielsentrum is 'n nuwensgewende organisasie wat ek saam met 'n klompie vrouens in die gemeenskap gestig het om 'n verskil te maak in Leerkrans, die gemeenskap waarin ek skool hou. Ons is gebaseer 40 km buite Appington in die Noord-Kaap en Leerkrans staan bekend as die een van die areas wat die mees hulpbehoewendste is, die armste gebiede en met die meeste sosiale probleme. En ons vertrou dat ons organisasie nog 'n groot verskil aan die gemeenskap sal maak, ook in die toekoms. Ons het begin met 'n projek waar ons vrouens skillsvaardighede aanleer, met die doel dat hulle vir hulle self 'n inkomste kan genereer deur produkte te maak en te verkoop. En ons is ontsettend opgewonde, ons het sopas 'n kontrak ontvang om skoolrokke te stik vir Karos skool, een van ons naburige skole vanaf volgende jaar. En dit sou nou regtig glad nie moontlik gewees het sonder julle borg nie. Want ons het met die geld wat julle vir ons geborg het, nuwe naaldwerkmasjiene en omkapmasjiene gekoop. In die verlede het almal van ons my een ou naaldwerkmasjien gedeel en nou het ons die nodige masjiene en omkapmasjiene om vir groter projekte soos hierdie te kon tender. En ons is baie opgewonde dat dit 'n beter inkomste vir baie van die vrouens sal kan voorsien in die toekoms. So nogtans ontsettend dankie aan elke een van julle. Ek wil ook net baie dankie sê vir die geld wat julle vir ons geskenk het. Ons kon nuwe masjiene koop waar ons altyd gesukkel het met 'n een ou masjien wat nie lekker gewerk het nie, maar nou het ons daar 'n nuwe masjiene gekoop. Baie dankie daarvoor. Ons het leerende werkboekies aangekoop en het bestel. Ons het dit gekry en ons sê baie dankie daarvoor, want ons kleintjies kan nou baie lekker werk. Die boeke is lekker uitgesorteer. Hulle het bladsye en alles, nommers en alles en ons werk baie lekker daarmee. Baie dankie. Ons het ook met van die geld wat oorgebly het, ons lopende kostes kon dra deur die jaar. Tydens die Grendeltydperk het die kinders wat normaalweg by die skole ete ontvang, nou by die huise gewees en kon nie vir hulle self noodwendig voorsien nie. En ons het met 'n sopkombuis begin waar ons op 'n daaglikse basis nie net vir die kleuters wat ons 'n kleuterskool begin het en voorsorg, nie net vir hulle nie, maar ook vir die skoolkinders kon sop voorsien. So net weer eens aan elkeen van julle, ontsettend baie dankie. Die Here se rykste seën op elkeen van julle. Baie dankie. Ons sê baie dankie. Ons sê baie dankie. Ons sê baie dankie. Ons sê dit waardeer. Dan sê Marika baie dankie. Dankie vir jou terugvoer. Dit is baie spesiaal. Ek wil vir julle uitnooi om asseblief hierdie jaar ook 'n koningsoffer te gee. Ons gaan verjaar se geld gaan ons gebruik om te help in die droogtefonds in Weskaap. Daar's boere wat baie swaar kry. So ons is reeds betrokke by 'n projek en ons wil ons koningsoffer daarvoor aanwend. So as jy vanjaar 'n inbetaling maak, asseblief, die van julle wat elektronies inbetaal, merk net
op jou inbetaling koningsoffer en jou wijk, Suidwijk, Noordwijk of Londenwijk. Asseblief. Die van julle wat met PayPal bedoen, gee vir ons 'n kode. Sê net koningsoffer. Asseblief, ons wil graag hierdie fondse apart hou van dit wat ons gewoonlik met elke erediens insamel. Al die inligting vir ons kollekte is hieronder beskikbaar. En dan van my kant af 'n groot dankie. Daar was 'n hele klompie mense wat baie hard gewerk het om hierdie erediens moontlik te maak. Vir die musiekspanne, baie dankie. Dit is baie spesiaal. Ek weet dit was 'n spesiale uitdaging om in hierdie tyd bymekaar te kom, musiek op te neem. Vir die musiekspanne in die verlede wie se musiek ons kon gebruik het, dankie daarvoor. Dit is baie spesiaal. Ek wil vir Valerie dankie sê. Sy het ure ingesit in die versorging, in die verwerking, in al die preke bymekaar te sit, al die musiek bymekaar te sit. Valerie, baie dankie. Ons waardeer jou moeite ongelooflik baie. Is moontlik dat jy vanoggend vir die eerste keer deel was van 'n uitsending by SA Gemeente. As jy graag betrokke wil wees by die gemeente, kontak ons. Info@SA Gemeente. Jy sien die adresbesonderhede hieronder. Dit sal ongelooflik wees om met jou te kan kontak maak. So stuur vir ons jou inligting en ons kontak jou. Ek herinner julle aan ons eredienste dwars deur Desember, Kersoggend ook. Ons gaan nêrens heen. Die kerk is hier. En ons sien uit daarna om ook in hierdie kersseisoen met elkeen van julle 'n pad te stap. Baie dankie nogmaals van my kant af dat jy ingeskakel het. Dis werklik my gebed dat hierdie kersseisoen sal wees soos geen ander voorheen was nie. Dat julle die Here sal sien werk. Dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vrede en vreugde van Kersfees oor julle lewens geskryf sal staan hierdie jaar. Amen. Met middernacht word feestlik weer verkondig dat God as mens neergedaal het op aard. Om te bevry die mensdom van die sonde, sy volk gered van die dood en die smaad. Holy night, the stars are brightly shining.